Dankie Dominee Gerard. Ek wil net gebed doen voor ons begin. Hemelse Vader, dankie vir die geleentheid om my storie te vertel. Alhoewel dit my storie is, Here, al die eer en die heerlikheid kom U toe. My gebed is dat iemand net die storie sal hoor en dit te harte neem en sy lewe sal regmaak met U. Bid dit in U naam. Amen. Baie dankie. Die storie, soos Dominee Gerard sê, kom nou laaste 28 jaar, maar ek moet 'n bietjie aanraak ook die vorige 47 jaar. Ek is gebore hier in die Wesrand. Ek was in die laerskool in Leipardsvlei en ek was in die hoërskool in Noordheuwel. En hierdie draai net hier bo by die winkels behoort aan my. Na rugby oefening het ek daar met my 15 neergesloeg en ek het hom gekoop met my velle. So ek het groot geword in 'n kerk, soos Dominee sê. Ouers, ek het Here gedien, so ek het geweet van waar dit staan. Ek en my ma het nooit 'n goeie verhouding gehad nie. En soos jy jou tienerjare bereik, begin jy maar rebelleer. En dit het toe geword dat ek begin rebelleer het en weggedryf het van die kerk en van die Here. En slegte vriende in skool begin ontmoet word. En my een vriend, Sarels, sê dit die beste is, ek het die vriend geword wat jou ouers jou teen gewaarsku het. En na skool het ek gaan swat, ek is varsity toe. En ek moes sit in traffic. Ja, die traffic het my net doodgemaak. Is iemand wat nie gewoond is aan spitstyd en jy moet sit in traffic. Dit is nie die lekker ding nie. En ek het eendag so gesit en het 'n motorfiets gekom en ek het tussen almal deurgesny en ek het gedog, dis so 'n mens moet. Dis hoe jy tyd spaar, dis hoe jy moet by die werk en by oral uitkom. En ek het huis toe gegaan en gesê ek wil 'n motorfiets hê. My pa was gekant teen dit, hy het gesê nee. Ma het gesê doen wat jy wil. En daai tyd het Sanlam ontkoppel en jy het aandele gekry en ek het my Sanlam aandele verkoop en ek het die monster hier agter vir my gekoop en ek is varsity toe elke dag met hom. Soos dit maar is, die gesegde sê soort soek soort, by varsity ek dadelik die slegte velle uitgesoek tussen al die ander. En ja, lewe was net een pad en dit was af. Paasmaandag 13 April 1998 kom ek in 'n ongeluk met die motorfiets. Mense wat weet waar is Prinses Quaterkamp, daai tyd was dit nie so groot nie, ek kon nogal gery het, reg oor kan Dashstand, vat 'n ou oor en hy overtake oor 'n soliede lyn. En ek slaan hom kop aan kop. Nou jy op 'n bike en 'n ou in 'n BMW, is nie somme om te weet wie kom tweede nie. Op die ongelukstoneel wou hulle my gevlieg het met 'n chopper. Chopper was besig, my in 'n ambulans gelaai en my na Flora kliniek toegevat. Ek is opgeneem met multiple fractures, waarvan ook frakture hier my arm was, en in die been het uitgesteek, my femur hier, die been het daar ook uitgesteek. En dis waar die eerste miracle gebeur het. Die been het die hoofslagaar, weet nie hoe gemis nie. As dit gesny het ek doodgebloei op die toneel, 2 minute. Daai selfde maandag aand is ek teater toe. Hulle het pen in my arm gesit, my gewrig drade ingesit. En die goeie ding van dit is, my oudste suster, is 'n teatersuster in Flora gewees, ortopediese teatersuster. So elke keer voor ek ondergegaan het ek haar gesig gesien, en as ek wakker geword het ek haar gesig gesien. So dit was daarom, dis 'n ding wat dit makliker gemaak het. Die maandag na die operasie is ek terug uit, hulle het my opgeneem in ICU. Vir observasie, die Dinsdag
nog in ICU, 'n Woensdag aand, het hulle my teater toe gevat om my pen in my been te slaan. Op die teater het my hart gaan staan, hulle het my in die lewe gekry, en teruggestuur ICU toe. Dis die foto wat daar bo is. Dit het uitgekom, ek het 'n vet embolus geskiet na my longe toe. Embolus kan 3 ways gaan. Hy gaan of na jou hart, jou brein, daai twee survive niemand nie, of na jou longe, en dan is dit iets soos 10% wat dit oorleef. Daar het hulle meer ekstrale gedoen en meer goed gedoen en agtergekom. Ek het 16 bene in my liggaam gebreek. My lewer was geskeur. En ek was baie kritiek. Ek het al hoe erger geword. As jy kyk daar bo my kop, die blou boksies, dis goed wat die drups reguleer om drugs in jou stelsel te sit. Die Vrydag het hulle gesê, dis baie kritiek. En my niere het opgehou werk. My tweedehuise sussie was in Chicago as 'n au pair. Sy is gebel en het gesê, jy moet eers besig om dood te gaan. Jy moet kom. Verskoon my trane lê maar vlak vanmôre. In die raas het sy teruggekom. En ek het septisemie ontwikkel. Hulle het chirurgiese emfyseem. Ek was baie siek gewees. En op 'n stuk het hulle nie geweet of ek in 'n gesedeerde koma is, en of ek net, jy weet, nie breindood is nie, maar of ek net nie by myself is nie. En op 'n stuk het hulle net gesê, as hy nie begin beter word of stabiliseer nie, gaan hy breinskade hê. En ek het bly sieker word, en toe op 'n stadium het ek net uitgeplat. Ek het nie sieker geword nie, maar ek het ook nie beter geword nie. Hulle het dreineringsbyp in my longe gesit. Hulle praat van tussen 5 en 6 liter se vog en bloed uit my longe uitgetrek. En ek het begin stabiliseer en ek het begin beter word. En na 8 dae het hulle my uit die koma uitgebring. Eerste ding wat ek onthou, is ek word wakker en ek kyk vir myself in 'n spieël, wat so bo my bed gehou word. En ek dink vir myself, wat het jy aangevang? Wat het jy gedoen? En die vorige foto's is in die nag geneem, by my ouers. En hierdie was in die dag, en die bevelsuster het gesê, nee, julle mag nie foto neem nie. Hy moet toestemming gee. En dis hoekom ek myself in die spieël kyk. Die bevelsuster is vandag nog 'n kliënt van my. Sy lewe te snaakse wy om 'n draai te loop. Maar ja, hier is ek wakker geword. Ventilator, so trachea ingehaat. Ek is nog steeds kritiek. Dis touch and go. Op 'n stuk wou hulle my oorplaas Milpark toe, maar ek was net te swak. Ek sou nie die oorplasing kon gevat het nie. Dit was net terugslag op 'n stuk het hulle begin om die steke uit my been te haal, en die wond het weer oop gegaan. So ek was weer terug die teater toe, het weer die wond geskrop, weer steke ingesit. En ek onthou die staf het gesê, dit was 'n verskriklike donker tydperk in ICU en Flora in daai tyd. Die mense het om my net dood gegaan. En hulle het nie regtig hoop gehad vir my nie. Maar ek het bly vasklou. En stadig maar seker het ek begin stabiliseer. Soveel so dat ek op 'n stuk kon ontslaan word uit ICU uit. Eerste dag uit ICU is op sommer my verjaarsdag, die 2 Mei, en ek word 19 in die hospitaal. Ek onthou in ICU, Flora se ICU, daar's nie vensters nie, soos God, jy sien nie dag nie, jy sien nie nag nie. Jy het 'n
dit 24 uur. Hier word ek uitgestoot in 'n normale saal. By 'n venster, ek kyk uit en ek ontwikkel asemnood. Ek kry nie asem nie, ek kry nie asem gehaal nie. En almal is om my en so bly en gelukkig en ek kan net nie asemhaal nie. Die vriende wat julle daar sien, 3 van hulle het agter my gery op 'n bakkie. En ons is op pad na die huis toe. Heel links, my links, julle linksop. Hy sou getrou het op my verjaarsdag, daai dag. So voor die trou het hulle almal kom hallo sê en gelukwens en net die dag saam met my spandeer. Adele, om my deel te maak van hulle celebration, het sy kom wys en net in die hospitaal. En ek onthou sy sê sy het in die huisbak gestaan en iemand het gesê, so fluister, sy trou in die hospitaal, dit is so hartseer en trane weggepik. Maar ja, dit was baie nice van hulle om my deel te maak van hulle celebration, so op my verjaarsdag. Pad van herstel was baie moeilik. Ek het my regterhand het so gelê, ek moes leer om hom te draai, ek moes leer om my vuis toe te maak, my gewrig te draai. Ewe skielik is ek links, ek moet links staan en borstel, ek moet links goed vat. Ek kan nie opstaan om te gaan bad nie, jy bad in die bed, jy kan nie opstaan om badkamer toe te gaan nie. Dis 'n invalide, almal moet jou help. Dit is baie moeilik. By rehab het begin. Een van die moeilikste goed in my lewe. Hulle sê as jy 'n week lank plat op jou rug lê en jy beweeg nie, verloor jy spiere. Ek dink is 25% spiere. Ek het 3 weke op my rug gelê. Ek moes leer om net regop te sit in 'n stoel langs die bed. Ek onthou hulle het vir my 'n lazy boy gebring en ek het gaan sit op die lazy boy en uitgeskop en na 'n halfuur wou ek sê ek wil uitpas. Ek wil terug bed toe. En daar breek die lazy boy met sy bene in die lug. En dit was 'n storie. Ek dink dit het iets soos 4 susters en 6 portiere gevat. Want ek's nie 'n klein mens nie en daai tyd was ek ook al klaar ver oor die 100. Dis 'n trotse stuk gewees vir die eerste span. En hoe hulle my uit die stoel uitgekry het en terug in die bed. Maar ek moes weer leer loop. En die moeilike ding oor jou hand wat vergrys, jy kan nie 'n normale kruk hê nie. So jy het hierdie kruk wat jy met jou gewrig druk. Ek sal sien my hand is so as ek kom probeer vashou. Dit iemand wat nog nie 'n bobeen gebreek of femur gebreek het nie. En sal nie verstaan die pyn as jy jou gewig op hom sit en die 2 bene druk teen mekaar nie. En ek onthou die fisio, ek sit op 'n stuk sit ek heilig waar ek sê ek het laas jaar rugby gespeel, ek was sterk, kyk nou kan ek nie eens loop nie. En sy het net vir my gesê, wil jy weer reg wees? Byt vas, staan vas, kom beter. So ja, dit was nie lekker nie. Maar ek het stadig maar seker begin herstel, beter geword. En na 2 maande kon ek huis toe gaan. Ek is die maandag ontslaan. Ek kon nie my been buig nie. Dit is ver om te loop van jy. Daai tyd het ek net van my bed af na die susterstasie toe geloop want jy uit asem. So het ons 'n ambulans gekry en die ambulans het my huis toe gevat. En wat 'n dag om buite te wees, wat 'n dag om uit die hospitaal net vars asem te kan inasem. By die huis, die honde, was net so lekker gewees. In die tyd sê almal vir my, jy's 'n wonderwerk. En ek begin by myself dink, as dit so is, en waardeur ek gegaan het, miskien is ek 'n wonderwerk. Miskien is daar 'n hoë rand, wat
na my gekyk het. Die is my beste vriend van laerskool. Ek en hy het saam rugby gespeel. Hy was loskopslid, ek was vaskopslid in die laerskool. Dis 'n gedigte span. Die woensdag het hy by my, die maandag ontslaan, die woensdag het hy by my kom kuier. Vir my gesê, hy word oorgeplaas na 'n ander tak toe. Hy gaan nie môre kom, donderdag kom kuier nie. Hy sal my oor die naweek sien. En ek hou nie Vrydagoggend, ek het in die bed gelê en ewe skielik staan die hele familie om my. En ek dink, wat gaan nou aan? En hulle sê vir my, JP is dood. Hy is verongeluk in 'n kar, 200 meter van waar my ongeluk was. Waar ek my ongeluk by Dashsand gehad het, het hy sy ongeluk by die Pet and Bird Farm gehad. Hulle vermoed hy het in die slaap geraak, oor kop aan kop, en hy is op slag dood. Die volgende week moes ek teruggaan, ek moes die drade uit my gewrig uithaal. Die ortopeed was baie bang vir my, al na my hart op sy tafel gaan staan het. Hy het gesê, ek moet kom en trek die drade uit my gewrig sommer in sy spreekkamer met 'n tang uit. Ek het vir hom gesê, jy is mal in jou kop. As nie manier nie, jy sit my onder. So die volgende week is dit toe uitgestel, want toe is dit eers begrafnis. En op 19-jarige ouderdom begrawe ek my eerste vriend. 'n week daarna gaan ek in om die drade uit te trek. Hulle doen toe 'n sonar om te kyk waar my lewer geskeur het, het hy soos 'n bloedklont gemaak, vir bloed verhoof. Doen 'n sonar om net oog oor dit te hou. En hulle kom toe agter my galblaas op bars. Ek onthou ek is hospitaal toe, met die wete van vanaand by die huis, ek kan nie eens onthou nie, maar iets spesiaals vir aandete gewees het. Daar slaap ek oor, die volgende dag word my galblaas uitgehaal. Die een dag word toe 5 dae dat ek weer in die hospitaal is, en na 5 dae gaan ek huis toe, maar ek is siek. Ek onthou dat ek in die bed lê en ek is so dors en ek down 'n glas water, maar dan gooi ek dit net weer so op. En ek was 'n dag by die huis, bel my ouers die ambulans, kom haal die ambulans my by die huis. En ek is terug hospitaal toe. Chirurg het 'n noodoperasie op my gedoen, het my van die af reg oor my buik oopgesny. Agtergekom ek het gangrene in my darmes van die impak van my darmes uitgesny. Hulle het die bloedklont op my lewer dreineer. En ek is gesediseer of in 'n induced coma terug ICU toe gestuur. Maar hulle het nie regtig hoop gehad nie, want hulle het die wond nie eens toegemaak nie, hulle het hom net gepak. 2 dae later het nog gelewe, terug Asiater toe, die wond toegewerk, en ek is terug ICU toe. En laat ek toe wakker word, kom ek agter, ek het 'n colostomy bag. En mense wat nie weet wat 'n colostomy bag is nie, dis so in jou darm sny, en bring hulle jou darm uit, en sit hom hier op jou heup, en net 'n sakkie wat jy oor hom dra. So jy doen al jou nommer 2's in 'n sakkie op jou heup. En ek onthou ek was siek, ek was bitter siek in ICU. Dat ek vir my ma gesê het, sit net af die masjien asseblief, dat ek net sterf. En ek onthou sy sê, maar hier's nie masjiene wat jou aan die lewe hou nie. Jy hou jouself van die lewe. En dit was 'n baie moeilike tyd en baie siek tyd. En ek is weer terug na normale saal toe. Ek was seker nog 2 maande weer in die hospitaal, toe ek huis toe. By die huis het ek en my ma uitval gehad, onthou nou ek is 'n totale invalide, ek kan nie opstaan, ek kan nie bad nie, en my ma het na my gekyk. En na die uitval het sy net gesê, sy gaan nie meer na my kyk nie.
My tweede oudste sussie wat uit Chicago uitgekom het die werk oorgeneem en na my gekyk. En baie dankie daarvoor. Dit was 'n moeilike tyd. Met iets 19, al hierdie trauma, jy weet nie hoe om dit te verwerk nie. Die verhouding met jou ma is weg. Ek moet begin fisio doen, ek moet begin sterker word. In daai tyd het twee van my ander vriende ook verongeluk in 'n karongeluk, hulle van 'n nagklap afkom. My ouers is geskei in daai tyd. En ek kon nie die colostomy bag, ek kon dit net nie verwerk nie. En ek het begin ontvlugting soek en ek begin drink, verskriklik gedrink. En ek was kwaad, baie kwaad vir die Here ook geword. En almal sê, want jy's 'n wonderwerk. God showed you mercy. En ek onthou ek is eendag in 'n bar, en daar was 'n ou wat saam met my ma gewerk het, wat gesê het, jy's 'n wonderwerk, en God is so goed vir jou. En ek wou hom beklei, ek sê, is dit wat jy noem goed? Is dit mercy? En ek het net al hoe verder en verder in hierdie spiral afgegaan. Meer gedrink, slekker gevoel, meer gedrink. Soveel so dat ek op 'n stuk my gekry het waar ek op JP se graf staan. Ekskuus pa, nee, jy hoor nie, maar ek het op sy graf gestaan met 'n pistool in my hand. En ek wou myself skiet. En daar sit, het ek net aan my pa gedink, en ek dink, dit sal hom breek as hy my lykie moet kom optel. En ek het besluit om dit nie te doen nie. 'n jaar later is die colostomy bag reverse, en ek kon weer soos 'n normale mens aangaan. Maar ek was roekeloos. Die lewe was vir my goedkoop. Ek was in die sekuriteitsbedryf. En hoe gevaarlik die ding is daar cash and transit in Johannesburg, CBD en N-straat moes gebeur, ek sou volunteer vir dit. Ek het in daai stuk aangesluit as 'n polisiereservis by Blitspatrolie. Ek onthou my een vriend in die sekuriteitsbedryf, hy het altyd van sy girlfriend gepraat, en gesê, sy's alright tot hier, hierdie deel wat nie lekker is nie. En dit het my opgesom, ek was alright, ek was weer reg. Maar hierdie deel hierso was nie reg nie. Ek het net gedink, wat is die ergste wat kan gebeur? Ek kan doodgaan, ek doen my guns. En ek het opstandig geraak, ek het hardkoppig. Die mense, jy met jou longe, jy moet nie rook nie. Dan rook ek sommer 40 tot 60 'n dag. En dan sê hulle, met jou geskeurde lewer, jy moet nie drink nie. Dan sê ek sommer 'n bottel en 'n half tot 2 bottels brandewyn uitdrink op 'n braai. En jy moes nie met my gepraat het oor die kerk of Here nie, ek wil niks weet nie. So, ontmoet ek my vrou, op die eerste getuienis het ek gesê, sy het my lewe gered. Sy sê, ek moet nie dit sê nie, sy het nie my lewe gered nie. Sy het my handbriek opgetrek, gemaak dat ek my handbriek optrek, en my handbriek optrek het gemaak dat ek besef het, ek kan nie lewe soos ek lewe nie. Ek het nou iemand anders om voor te lewer. En ek het nou ewe skielik 'n kind, 'n seun wat ek ook na moet kyk. En ek het begin beter word. Nie beter word nie, maar net minder drink, minder roekeloos wees. En ek onthou een Sondag het ek by haar gaan kuier. En ek het by haar gesit, en ek kry 'n oproep.
Hulle sê, my vriend, wat ook saam met my van die laerskool kom, ek en hy het permanent saamgewerk in die polisie as hy, want hy is 'n permanente lid. Hulle sê hy's hostage geneem. En dit was toe nie hostage situasie nie, dit is die Jeppystown Massacre gewees, wat die rowers gevang het en Hannity of een rower en hy die huis gaan uitwys in Jeppystown. En op daai dag is 4 polismanne doodgeskiet en 8 rowers. Nou as dit nie vir haar was nie, dat ek by haar gaan kuier het nie, sou ek daar gewees het. Ek sou of voor Gert gewees het, of agter Gert, en my bloed sou daar gelê het. Vir die tweede keer in my lewe begrawe ek 'n vriend in Sterkfontein. En as dit nie was vir die sy en Marnus, sou ek weer gespiral het. So gaan 10 jaar verby. Ek bedank uit die polisie uit, ek los die sekuriteitsbedryf, begin my eie besigheid. Kon nog 12 hou ek op rook, drink minder. En dis hoe ek dit onthou, Karina onthou dit anderster, maar een Paasnaweek besluit ons as kinders, ons sal saam met my pa kerk toe kom, om net die dag saam met hom te spandeer. En dit was die eerste keer dat ek in 'n kerk gekom het, sonder dat dit 'n doop of troue of iets soos dit was. En ons het hier gesit, en ek het vir haar gesê, na die tyd, ek hou nogals van die kerk, want niemand blaas soos 'n kat en val om. En die feit dat ek nie in die brand geslaan het, ook by die deure inloop, is ook 'n pluspunt. En hy wil ons met die kerk join. Ons het toe ons aangesluit, of probeer aansluit, en Dominee Johan het gesê, julle is nie getroud nie, julle bly net saam, jy kan nie die kerk join, as julle in sonde lewe nie. So in 2016 het ek en sy getrou, en kon ons die kerk join. En Dominee Gerard praat van duikboot Christene, ek praat van 'n checkbox Christen. So kom jy kerk, check, gee jou tiendes of gee jou kollekte, check. Vloek jy, Here, jy weet ons werk met motors, en ingenieurs is spiteful goed, ons sal verby 4 sokkerballe loop om 'n blikkie Coke om te skop. So, klein kruisie. Skenk jy 'n bok, as jy gaan jag vir die kerk, ja, Cokie check. Mag jy die dominee se kar reg toe, Cokie check. Ek was onder die indruk, as jy meer regmerkies as kruisies het, as jy geweks. En so het dit aangegaan, vir 9 jaar, wat ek aan die hoek sit, van my paal. En een donderdagoggend, sit ek in 'n besigheidsmeeting, 'n weeklikse meeting, wat jy praat met ander besigheidsmense, en basies ander werk soek. En na die meeting kry ek 'n voice note. Die voice note is van die vrou, en sy sê net vir my, sy het die hele tyd na my gekyk in die meeting, en sy kan sien ek is bedruk, en iets pla my, en sy wil net vir my 'n Bybelversie gee. Want die bedrukheid, Isak beteken om te lag. Het die Here vir Sara en Abraham gesê het, jy gaan 'n kind kry. Sy gelag, en sy was so oud, en toe sy weer gelag toe hy gebore is. En sy wil net vir my hierdie Bybelversie gee. Dis 2 Romeine 10, en dit sê, maar heerlikheid en eer en vrede vir elkeen wat goed doen. En dan het ek my ruggie styf getrek, en gedink, wie is die vrou? Loop sy met die Bybel onder die arm. Dis nou weer 10 een van die mense wat sê, die Here het vir my gesê om vir jou te sê. Hoe sê dit nie self vir my nie? Jy weet, baie mense halfversies aan, vrou moet jou man dien, gemaak vir my koffie. Wel heeltemal uit konteks. En ek dog, gaan lees die hele hoofstuk.
In begin my, ek wil dit vir julle in Engels lees, en dit is net vir my soveel mooier. 2 Romeine vers 1. En dit sê, you may think you can condemn such people, but you are just as bad, and you have no excuse. When you say they are wicked and should be punished, you are condemning yourself. For those who you judge the same. En ek onthou ek het geskrik, ijskoud geword. En dis wat ek nou net gedoen het, ek het hierdie vrou gejudge. En as julle Romeine 2 gaan lees, dis Paulus is maar baie kwaad in daai boek. En hy het soos dit moet wees. En ek het op vers 4 en vers 5 afgekom. En het sê, don't you see how wonderfully kind, tolerant, and patient God is with you? Does this mean nothing to you? For the day of anger is coming, when God's righteous judgment will be revealed. Ek het in 'n paniek gegaan. Ek geweet ek is nie reg nie. En al wat by my opkom, ek weet nou dis Matteus 7 wat sê, Here, ons het demone in die naam uitgewerk. En hy sê, gaan weg, ek ken jou nie. En hier skielik kom Dom Johannes se boodskap, wat hy sê, die Here klop. En eendag gaan hy ophou klop. En behoed jou as dit daai dag is en jy het nie oopgemaak. En ek het regtig op paniek geslaan. En die week voor dit het ek 'n YouTube video gesien van 'n ou in ons buurt, waar hy en 'n ander vriend van my, hulle is nou al 2 vriende van my, so 'n Bybelgesprek met mekaar gehad het. En ek het hom gebel en ek gesê, ek moet met jou praat. En ek het hom ontmoet die oggend, 18 Julie 2025 in Wimpie en Strouwensvallei. En ek het hom gesê, as ek hier uitloop in 'n bus stap, is nie ek wonder nie, ek weet ek gaan die hemel. Ek is verlore. En daar het hy my gelei, en ek het my hart vir die Here gegee, en hy het vir my gesê, not a religion, dis 'n verhouding wat jy met die Here het. Ek het 'n week, 2 weke daarna, sit vir 'n manneontbyt in Randfontein. En vir die eerste keer in my lewe hoor ek die lied, The Goodness of God. In vers 2 sê, I love your voice, you have led me through the fire. In darkest nights, you are close to another. I know you as a father, I know you as a I've lived in the goodness of God. And then die refrein, all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I'm able, I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. En dit my net laat besef, my hele lewe het ek in sy goedheid geleef. Of ek dit nou wou weet, of nie weet, of aanvaar nie. So hierdie lied is vir my baie spesiaal. In die tyd het ek 'n foon geafkry en ek het die boodskap wat die dame vir my gestuur het verloor en ek het nie meer haar nommer nie. En op 'n manier het ek haar weer in die hande gekry. En ek het Woensdag vir die eerste keer in 'n jaar kon ek saam met haar gaan koffie drink en ek het vertel wat sy vir my gedoen het. Maar in die laaste week en 'n half struggle ek. Dit is van Dominee Gerard vir my gesê, kom vertel jou storie. Een ding om voor 'n klomp mans te vertel is, dan het ek om hier voor 'n kerk te staan wat aan 'n mens gered. En ek sê dit vir haar, en sy sê vir my, ek wil vir jou versie gee, en weer gee sy vir my 'n vers. En dit is Openbaring 12 vers 11. En dit sê, nie alleen deur die bloed nie, maar deur jou getuienis, sal jy hom oorwin. En daar is dit net weer vir my bevestiging. Die donderdag ontmoet ek vir Dominee Gerard om voor te berei. Net 'n bietjie te gesels, saam te bid. En na die tyd kom ek agter. Dis presies 20 jaar, donderdag 20 jaar terug wat JP staan was.
wat dit my lewe gespaar is. En daarna kry ek 'n ander boodskap op wat sê 'n boom in die winter lyk of hy dood is. Maar hy is nie dood nie. Die wortels groei en wortels word sterker. Sodat die volgende somer kom, dat hy kan bot en bloei en baie vrug kan dra. My gebed vir vandag is, of my wens is, mense wat hier sit, soos Dominee sê, nie in naam nie, maak seker. Dankie dat jy na my storie geluister het.